wat vir ons nog elke oggend die moeite ag om vir ons asemhaling te gee. Deur sy genade en deur sy liefde kan ons vanoggend weer ons oë opgemaak het. Alles wat die Here doen is kosbaar. Daarom vandag dierbares vier ons Palm Sondag. Baie vra, wat is Palm Sondag? Is 'n wonderlike gebeurtenis wat gebeur het. Die tyd toe Jesus in Jerusalem gekom het, is die intog na Jerusalem toe. Ons sê die intog van oorwinning van die Here, hy is in beheer. Daarom sê ons dankie vir Jesus, vir elke minuut, vir elke oomblik, vir elke uur wat ons kry van die Here af. Moet ons dankbaar wees. Vandag is die dag van verheerliking, van prysiging, van bediening, van dankie sê. Ons moet altyd dankbaar wees vir wat die Here doen in ons lewe. Ek eer die Here en ek kan bid hom, omdat hy so wonderbaarlik goed is vir ons. Ons kan nie sonder die Here leef nie, want hy is daar vir ons elke dag. Dierbares, ek groet julle elkeen weer eens in die oorwinningsnaam van Jesus. Die naam wat genees, die naam wat verlos, die naam wat krag dra, die naam wat vry maak. Dierbares, is lekker om die Here te dien. En oral waar jy gaan, is hy saam met jou. Waar jy ook al gaan, hy is daar. Ek is dankbaar en bly vir die voorreg wat ek weer het om op Inspire Elsie's radio weer sy naam te verkondig en sy naam groot te maak. Kom ons sluit ons oë en ons bid tot die Here en ons vra die seën van die Here op die blye boodskap wat ek gaan bedien. Hemelse Vader, ek kom sê vir u baie dankie vir die genade, vir die liefde, vir die goedertierenheid, vir die barmhartigheid. Dankie Here Jesus vir u bewarende hand oor ons lewens. Here, ons eer en ons aanbid u, my God, omdat u so groot en almagtig is. Here, ons kan saam vier vandag die Palm Sondag, my God. Here, ons eer en ons prys u, my God, vir die voorreg, my God, wat u vir ons gee om aan die kant van die lewe te is. Here, daar is die wat vanoggend nie die voorreg gehad het nie, om hulle oë op te maak, my God. Daar is die wat vanoggend staan op by oop grafte, my God. Here, wees u vir hulle genadig, my God. Wees u vir hulle God van nabyheid, my God. Daar is die wat bedlend is in die hospitaal. Here, u tel hulle op met nuwe krag, my God. Here, ek vra dit in die naam van Jesus, my God. Here, laat u wil geskied, my God. Here, salf my tong en my lippe, my God, sodat ek kan spreek, so sê die Here. Here, u is in beheer van hierdie boodskap, my God, en u seën dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen. Ja, dierbares, die Here is hier. Hy is hier om vir ons te seën en die Here is hier om vir ons te bewaar. Ons gaan nog 'n lied kry tot ere van die Here, dan gaan ons die boodskap bedien. Amen. Amen, prys die Here. Amen, prys die Here. Ons sê vir die Here, dankie vir daardie lieflike lied. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hosanna in die hemelland. Geseën is hy wat kom. Kom ons lees die woord in die boek van Matteus. Die intog van Jesus in Jerusalem. En toe hulle naby Jerusalem gekom het en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: Ga na daardie dorp reg voor julle en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en die vrou by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Prys die Here. Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig en hy sit op 'n esel. Ja, koning, ja, 'n jong esel,
die vul van 'n pakdeel. Ek gaan sommer vir julle lees die profeet wat dit genoem het as in Zachariah 9 vers 9 waar hy sê die vrederyk van die Messias. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Ons gaan terug en lees verder. En die disciples het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vol gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad opgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. Ek wil ook net iets aanhaal hierso in die boek van Lukas 19 vers 39 vers 38. Lukas 19 vers 38. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Ja, dierbares, vrede in die hemel, in die hele aarde, vrede oor die hele aarde, vrede in die hemele en die verheerlikheid daarvan. Dierbares, die mense het gevra, wie is hy? Wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. En baie kere het ons ook dit gehoor al, waar hulle sê, wie is hy? Dat selfs die wind en die weer hom gehoorsaam is. Is die seun van God, is Jesus. Hy het gekom om ons te verlos. Hy het gekom om oorwinning te gee aan ons. Want deur sy genade en deur sy liefde is ons hier vandag. Dierbares, ek dank die Here, want hy is goed vir ons. Ek wil nog 'n skrif lees in die woord van die Here, waarmee ek die volk gaan verder bemoedig. Want Jesus het gekom sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Jesus het gekom sodat ons 'n verandering in ons lewe kan doen. Jesus het gekom sodat ons gered mag word. Hy het gekom, die mense het palmtakke gegooi op die grond, die mense het hulle klere gegooi op die grond. Dit was 'n opskudding, dit was 'n groot feesvieringe, want hy moenie op by vuil grond of op by vuil sand getrap het nie. Hy moet in die skoonheid is. Julle sien baie kere die mense as hulle uitloop, al nou met die matrikulante wat nou so die matriekbols, as sien jy, die mense word red carpet gegooi. Nou die kleren, die was amper soos 'n red carpet vir die Here, want hy is die allerhoogste, hy is die almagtigste, hy is die grootste. Die Here het hom, die mense het hom geëer en geprys, hulle het hom geloof. Maar wat so wonderlik was, dieselfde mense wat my so hartseer maak, dieselfde mense, dieselfde einste mense wat die klere gegooi het op die grond, die palmtakke op die grond gegooi het, dieselfde mense was ook die mense wat geskree het, kruisig hom,
Dieselfde mense is ook die mense wat geskree het, kruisig hom. Maar die Here, hy is nog elke dag goed vir ons. Daarom die Palmsondag is nie net 'n dag waar jy net moet verheerlik nie. Vandag is die uitroep groot na die Here toe. Ons moet Hosanna sing tot ere van die Here, want hy het gekom om vir ons te red. Hy het gekom om ons te verlos van ons verkeerde weë af. Hy het gekom om vir ons, Here man, bevrydenis te gee man. Want ons kan nie sonder die Here nie man. Die Here is goed vir ons. Ek wil net so iets aanhaal hier in die boek van Psalm 118. Hy sê, danklied van die feesvierende menigte, loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dan lees ek vanaf 19. Maak oop vir die poorte van geregtigheid. Ek wil daardeur ingaan, ek wil die Here loof. Dit is die poort van die Here, regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het. Die steen wat die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom, dit is wonderbaar in ons oë. Dit is die dag, hoor also, dit is die dag wat die Here aan ons gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Hoor dierbares, laat ons daaroor juig en bly wees. Vandag moet ons bly wees. Vandag moet ons die naam van die Here prys. Vandag moet ons die naam van die Here eer. Vandag moet ons die naam van die Here loof. Ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. En lees ek, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God en hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. U is my God en ek wil U loof. O my God, ek wil U loof. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dierbares, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Omdat die Here so goed is vir ons, moet ons om vandag die eer gee, moet ons vandag die prys gee. Vandag moet ons uitroep na die Here toe. Uitroep vir hulp. Uitroep om en vir hom te vra dat hy die verandering moet doen in jou lewe. As daar nog nie 'n verandering plaasgevind het in jou binneste nie. Wat so wonderlik is, die Here, hy het gekom om die verandering te doen binne in ons lewens. Hy het gekom om die verandering te doen binne in ons harte. Julle sien, dieselfde mense, die kom ek weer wil aanhaal, dieselfde mense wat geskree het, loof hom, Hosanna in die hemelland, wat geskree het, as dieselfde mense wat ook geskree het, kruisig hom, want het was tydelik gewees. Nou baie kere in hierdie wêreld, God het nog nie, die wonderlikste van baie is, al die jare is ons bekeer, al die jare sê ons dien die Here, maar God het nog nie die verandering laat plaasvind binne in jou hartie. Ons is so bekeer, ons bekeer ons elke dag, maar God het nog nie die verandering gedoen in jou hartie. Daarom vandag is die uitroep is vandag, om te vra vir die Here, om die werk te kom doen in jou binneste, sodat die Here die verandering hier kan maak, want ek weet, wanneer die Here die verandering by die hart kom maak, verander alles reg rondom jou hier buite man. Die Here moet die verandering hier kom laat plaasvind. Die Here moet die wonders kom doen, tot binne in jou hart, tot binne in jou siel, tot binne in jou alles. Want al die jare
As ons bekeer, ons dien nie, ons prys en ons gaan aan. Maar God het nog nie die verandering gedoen hier in jou binneste nie. Sy raak nog altyd kwaad. Sy bly nog altyd kwaai vriendskap. Sy bly nog altyd dit en dat. Maar sy dien die Here. Sy beklei nog altyd saam met jou vrou by die huis. Sy is nog altyd kwaai vriendskap saam met jou broers. Sy kan nog altyd nie saam met jou broers oor die weg kom nie. Sy kan nie saam met jou familie oor die weg kom nie. Maar ons dien nog altyd, ons dien die Here. Van die verandering het nog nie by die hart plaasgevind nie. Ons moet bid en uitroep tot die Here, sodat hy die verandering kan doen in jou binneste. Want dit is waarvoor die Here gekom het. Dit is waarvoor die Here gekom het. Hy het gekom sodat ons in regverdigheid, sodat ons in geregtigheid, sodat hy die verandering kan laat plaasvind in jou binneste. Die mens kan nie ander mens verander nie. Die Here, hy verander die mens. Maar wanneer hy jou hart kom verander, dierbares, is 'n wonderbaarlike gevoel, is 'n lieflike gevoel. Die mense dink hulle verstaan jou nie. Hulle wil hê jy moet ook so, jy moet ook kwaad raak, jy moet ook lelik wees, jy moet ook nie, dierbares. Die Here kom maak 'n wonderbaarlike verandering in jou binneste, wanneer jy jou hart oorgee aan die Here. Wanneer jy jou hart uiter na die Here. Die Here is bekend met alles, man. Daarom vandag moet ons hom vier. Ons moet uitroep. Ons uitroep vandag as Hosanna. Ons moet uitroep tot die Here en vir hom vra, Here, red ons siele. Here, verander ons hart. Here, kom doen die werk hier in my binneste. Ek dien al die tyd vir U, maar het nog geen verandering gekom in my lewe nie. Ek doen nog elke week dieselfde ding. Alles is nog maar net dieselfde. Ek beklei nog in die huis, ek beklei nog oral, ek raak nog kwaad, ek bly in twis, al die dinge gebeur nog elke dag, maar ons dien die Here. Ek kan nie saam met my neighbor eers, ek kan nie eens my neighbor groet nie. Ek kan nie eens my neighbor môre sê nie, maar ek dien die Here. Dit is so hartseer. Dit is so hartseer. Ek kan nie die broer vat nie, ek kan nie die pastoor vat nie, ek kan nie die suster vat nie, maar ek dien die Here. Ek gaan môre nog weer Sondag gaan ek in die huis van die Here sit. Mijn eigen gevoel in my binneste. Want die Here het nog nie my hart bereik nie. Die Here het nog nie die verandering hier kom doen. Dierbares, kom laat ons bid en ons vra vir die Here om die verandering te doen in ons binneste op hierdie Palmsondag. Want soos ek sê, het baat nie, jy dien die Here toon dat jy so lang bekeer nie, maar God het nog nie die verandering gedoen in jou lewe nie. God het nog nie die verandering gedoen by jou hart nie. Daarom sê hy, is 'n persoonlike saak tussen jou en Jesus, sodat hy moet die hart kom verander. Hy moet jou hart bereik. Hy moet jou hart bereik. En wanneer hy dit gaan doen, dierbares, ek stel julle vandag, alles rondom jou verander. Dinge is nooit weer dieselfde nie. Dinge is nooit weer dieselfde nie. Hulle gaan jou vra, my broer, hoe kan jy, hoe is het dan so, hoe is het dan nog, dan is jy baie kalm, jy is alleenste, ja. Die mense maak so en so en so saam, ja. Maar wat het dan gebeur in jou lewe? Die Here het die verandering laat plaasvind by jou hart. Die Here die wonders kom doen tot binne in jou siel. Baat dit is 'n hoëgestalte nie. Maar God het nog jou hart bereik. Ons praat nog van die broer, ons kinders nog van die man, ons doen nog al die dinge. Maar ons dien die Here.
Die woord sê vir jou, ek hou van die woord. Ek hou van want ek versterk my altyd in die woord. Daar's altyd iets vir my in die woord wat ek kan noem en ek kan dit lees en ek kan dit sê vir iemand. Hoor net wat sê die woord. As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Dierbares, kom laat ons hierdie Palmsondag gebruik van maak en uitroep na die Here. En ons roep uit na die Here en ons vra vir die Here om die verandering te doen in ons harte. Ons vra vir die Here om die verandering te doen in ons binneste. Die Here, hy is lief vir ons. Die Here se goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Ons kan net vir die Here die prys en die eer gee. Ons kan net vir hom loof, ons kan hom prys. Maar kom laat ons naaste liefde betoon teenoor mekaar. Kom laat ons bid en vra vir die Here om die verandering hier te laat plaasvind. Ons moet bid en vra, kom ons maak die uitroep na die Here toe en vra dat hy die wonder weer kom doen tot binne in ons siele. Hierbaar as ek praat nie van bekering nie, maar bekering is tydelik. Jy is bekeer, maar God het nog nie die verandering gedoen in jou hart nie. Die Here moet die werk kom doen in jou binneste. Die Here moet die verandering kom doen in jou hart. Want hy wag voor jou hart se deur en hy klop elke dag. Daar's nie 'n dag wat verby gaan waar die Here nie kom klop aan jou hart se deur nie. Hy wil daar bereik, hy wil daar ingaan. Hy wil daar en daar wil hy kom woon. En daar wil hy kalmte bring in jou binneste. Dan hy klop aan jou hart se deur nog elke dag. Dierbares, kom laat ons hart se deure oopmaak teenoor die Here. Kom laat ons die Here kans gee in ons lewe. Deur ons hart se deure oop te maak sodat hy kan ingaan, sodat hy hierdie Palmsondag die verandering kan doen in ons lewens. Hy moet die verandering doen, nie die mensie, nie die pastorie, nie die poop nie, nie die dominee nie. Die Here, hy moet die verandering doen. Kom laat ons bid, kom laat ons pauw op ons knieë bly. Bid sonder ophou. Ons hoor die woord elke week, ons hoor die woord, maar ons pas dit nie toe nie. Hier kom hy vandag. Hy sê loof die Here, want sy goedertierenheid, want die Here is goed en sy goedertierenheid strek tot in ewigheid. Hy is nog elke dag goed vir ons. Kom, maak haas om ontmoeting te maak saam met Jesus. Maak haas om jou hartse kamer deur oop te maak en die Here in te laat in jou lewe. En ons sal sien die verandering wat plaasvind in ons lewens. Die Here, hy is hier. Hy is hier om vir ons te seën. Hy is hier om die wonders te kom doen binne in ons siele. Hy is hier om vir ons te help. Hy is hier om vir ons wonderbaarlike veranderinge te kan doen. Hosanna aan die hoogste hemel. Geseën is hy wat kom. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jesus het gekom sodat ons redding in oorvloed kan hê. Hy het gekom sodat ons verlos kan word. Hy het gekom sodat ons harte oorgee aan die Almagtige.
Hy het gekom sodat ons harte oopmaak teenoor hom. Dierbares, alle lof, alle prys, alle danksegging kom die Here toe. Want die Here, hy is baie lief vir ons. Sy genade is groot. Hy klop nog vandag. Hy klop nog nou aan jou hartse deur. En hy vra vir jou om vir hom oop te maak sodat hy kan inkom. En die wonderlikste van die Here, man, hy is 'n gentleman. Hy sal die inbraak doen in jou hartie. Hy kan nie jou hartse deur van buitekant af bereik nie, man. Jy moet dit van binne af oopmaak sodat hy kan inbeweeg. Jo, dierbares, maak jou hartse deur oop van binne af sodat hy kan inbeweeg. Want hy is 'n gentleman, hy is 'n jaloerse God. Hy gaan nie inbraak doen nie. Hy wil hê jy moet vir hom laat inkom. Die Here, hy doen wonders, wonders elke dag. Gee jou hart oor aan die Here. Die Here seën hierdie woord. Kom ons sluit ons oë en ons kom sê vir die Here, baie dankie vir die blye boodskap. Here, ek aanbid U en ek loof U vir hierdie Palm Sondag, my God. Here, waar U in beheer is. Here, ek is dankbaar en bly vir die genade. Ek is dankbaar en bly vir die goederentierendheid. Ek is dankbaar en bly vir wat U in ander se lewens kan doen. Here, U kan die verandering doen in die mense se harte, in my God. Here, maar hulle moet hulle harte oopmaak teenoor U, my God, sodat U kan inbeweeg, my God. Here, ek kan bid en ek loof U, my God, omdat U so wonderbaarlik goed is vir een en elk van ons, my God. Dankie vir U liefde. Dankie vir U goederentierendheid. Dankie vir U barmhartigheid. Baie dankie, Here Jesus, vir U genade. Van vandag is dit genade om die Here te dien. Here, ek is dankbaar en bly, my God, vir hierdie blye boodskap, my God, wat U aan my toe vertrou het, my God. Here, baie dankie vir alles wat uitgegaan het, my God. Here, wees U die naprediker, my God. En U bereik die harte, my God, wat beskikbaar is. Here, ek vra dit nie omdat ek het verdien nie, my God, maar ek vra dit in die naam die Vader, Seun en die Heilige Gees. Here, wees ook saam met die wat in die hospitale is. Here, die wat in die gevangenis is. Here, U alleen kan rehabiliteer. U alleen kan verander, my God. Here, wees saam met hulle, my God. Selfs in die reformatories, my God. Here, selfs in die kinderhospitale. U beweeg daarin, my God. En raak die kinders aan, my God. Daar is die kinders wat weesgelaat word daarby Rooikruis, my God. Here, U voorsien vir hulle van voogde en families, my God. Here, ek vra dit alles in die naam van die Vader. Here, daar is die wat nie vanoggend op kon gestaan het, my God. Here, daar is die wat vanoggend met 'n leë maag opgestaan het. Here, U is in beheer van alles. Here, ek vra dat U wil geskied, my God, oor ons lewens. Here, U wat my leer wanneer ek bid te sê, Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net soos ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dierbares, die eer, die prys, die lof, die aanbidding kom die Here toe. Moenie ophou bid nie. Bly bidden voor die Here, want hy is hier om wonders te doen. Julle moet die dag, die volle dag in die Here geniet. En die Here seën u. Dankie.